Dink 'n bietjie wat God se arm is nie te kort om te help nie. God se oor is nie te swaar om te hoor nie. So hy sien jou, hy's by jou, maar julle oortredinge en myne het so groot geword dat hy sy aangesig verberg vir ons. Terwyl jy sit, bely jou sondes. En as jy by 'n punt gekom het wat jy nie meer het nie, dan moet jy weet, is jy nie op pad hemel toe nie. Dan moet jy weet, jy's nie so goed nie. Jy's nie meer op pad hemel toe nie. Of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Is dit nie hoekom ons op hierdie aarde is, om sy naam te proklameer nie? Hy het jou nie aarde toe gestuur om te kyk hoeveel vleis kan jy opeet en hoeveel brood kan jy eet terwyl jy hier is nie. God het nooit in die plan gehad dat jy gebore word, dat jy moet 'n klomp geld maak en al slappe raak in hom nie. God se plan was nog altyd dat hy jou wil seën en dat jy hom sal proklaim. Nou net een skaapboer of twee skaapboere en een bokboer en een skaapboer, soos ek nou daai vergelyking vat, het ek moeilikheid, maar kom ek vat dit. Wanneer jy 'n stoet skaap kry en jy spog oor dit, dan sê jy net, is goed nie, hy kom met die Kalahari uit, hy's wonderlik nie, kyk Lin, is op jou wat ek nou praat. Maar weet jy wat jy sê aan die einde? Maar my God het dit so gebewerkstellig. As jy staan tussen die brandewyndrinkers, moenie sê, die Here, die skaap is wonderlik, hy sal hom lekker braai, maar dit was Jesus hoor. Ek het dit gedoen my eerste maand van bekering. Ek het nou gaan duiwels uitdryf in Jesus naam. Hoekom is ons skaam? Hoekom is ons skaam vir daai naam? Hoekom is ons skaam? Het jy geweet dat jy hom direk weer kruisig as jy weer 'n pakkie tik gaan koop? Het jy geweet, jy's een van die Romeinse soldate, as jy 'n pakkie sigarette gaan koop, dan kruisig jy hom? Het jy geweet, as jy 'n bottel drank gaan koop, dan kruisig jy hom? Het jy gesien die week toe ek op Facebook net iets, 'n krokodil met 'n glasie drank en sigarette, nie eers 'n mens nie, 'n krokodil het daar gesit en rook en drink. Toe ek sê, jy moet ophou drink en rook, ek gaan van jou 'n handsak maak. Toe is almal op my, ek het met die krokodil gepraat. Dis loop my. Jy veroordeel ons. Weet julle hoeveel baie mense gaan voor God staan? Dankie julle. Op die troon, voor hom, nie op die troon nie, voor hom. En dan kyk hy so, dan sê hy, toe ek my profete gestuur het, my evangeliste, my pastore, om jou te waarsku, het jy gesê, hulle jats. Esegiel 3 sê, as jy iemand anders nie waarsku nie, het jy bloed op jou hande. Maar hoor gou baie mooi, wil dit ook sommer die nek inslaan, godsdiens. As jy vir 5 jaar lank, elke dag 6 keer post, hoe verkeerd is vrymetselary, is jy net so van die pad af. Het julle my? Het julle my? Jy kry mense wat vashaak by een ding. As ek oor drank elke dag 3 keer op my Facebook praat vir 10 jaar lank, is daar fout. Ons moet nie vashaak by dit nie. As 'n fyn lyn by godsdiens en 'n verhouding met God. Maar daar's 'n groot verskil. Hoor jy? As 'n fyn lyn, maar 'n groot verskil. Die ou wat godsdienstig is, gaan dit miskien maak.
maar hy het geen verhouding met die Here nie. Maak seker jy het 'n verhouding met Jesus. Maak seker jy sit stil met hom, dan gaan jy nie geïrriteerd raak. Hoor nou mooi, nou moet ek mooi sê, want die mense sal sê, ek is nou hier met Willie eintlik besig. Maar toe kies ek die woorde verkeerd, toe kies ek hulle sommer op my ook van toepassing. En ons pastore doen ons nie sonde nie. So ek moet dit nou net regstel, Willie. Nee, wat ek sê, ek wil sê, jy gaan geïrriteerd raak, jy gaan moedeloos raak, jy gaan, maar hoor, as die druk kwaai op jou is, het jy al gedink, daai ou net een ou, Willie, om met almal se situasies te sit hier, ek praat nou nie van, armige pastoor Wally, wat net met sy vrou wil gesels, ons kondig af, want ek sê hom, kom ons doen 'n toets, wanneer sy vrou hier is, dan gaan kla niemand by hom. Dat hy ook 'n rus kry. En hierdie ouens wat so sê, hulle sal 24 uur vir die Here werk, kan gerus kom aanklop. Net vir 'n maand. Dan kan die studente by jou kla. Dan kyk ons gou, wat doen jy na dag 3? Maar, dit het goed gegaan. Maar wragtig het een, en hy sit te slaap, hy luister die eers, daai Engelsman. Hoor, hy hoor die eers, ek praat van hom. Maar hy het weer gegaan, en gaan disturb. Hoor gou mooi, daar's fout met ons ore. En partykeer is ons ore nog alright, maar wanneer die klank hier ingaan, en ek praat van myself, dan blok het hier op 'n kol, want daar die deel van die brein wat sê, maar jou moet jou hande en jou voete beginne iets doen. Daar kom ons hier uit hier. Ek hou hierdie week 'n man dop, wat, as ek altyd hier by die krokshop met almal praat, sit hy net so stil. Ek sê altyd, ek gaan julle nou moontlik weet wie's dit. Ek sê altyd, hoe voel dit om 'n poedel lewe te hê vir jou? Om altyd deur jou hare te kyk die wêreld, maar ek sien vanoggend is dit baie mooi oop. Maar ek hou hierdie ou dop. En ek sien hy spandeer geweldig tyd. En hy keer die perde. Eers dink ek, waarvoor sit hy jag hier die perde so? En ek gaan staan buite en ek kyk, en ek sien, hy wil hê dat die emos ordentlik eet. Hy bly hulle afkeer. Dit vat hom seker 'n halfuur. En ek besef, poedeltjie is 'n skaaphond. Hy kyk mooi. Dis vir my mooi. Dis goed wat God sien. Wat jy nog nooit kom spog dat jy doen dit nie, maar God sien dit raak. En so is daar goed, kan ek vir julle sê, as al die studente nou weggevat word op hierdie plaas, verkoop ek alles. Want ek is te lui om te werk. Julle is soos 'n ratte. En as julle in werking is, dan loop dit. So af en toe sies dit, want die olie is te min. En dan gaan daar 'n rat wat 'n bietjie deurmekaar is. Ek sê vir my vrou hierdie week, ons het die skoonste varkwater in Suid-Afrika. Ja, jy kan maar kom. Kom check. Check ook kyk hier myne. Ja, jy het nou nippels. Ons het bakke. Gaan kyk hoe word hulle skoongemaak. Die waterraad sal eintlik op ons toesak. En hulle mors ook nie die water nie. Daar's bome wat geïdentifiseer is. Ek dink daai een doen hulle nie altyd nie. Wat hulle water op uitgooi. Ek sê nou vir jou, wat jy agter die rug doen, sien God. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Lorenzo,
In sy ou dae, nie nou nie, Lorenzo doen nie dit. Zoep, zoep. Vergeet dit nou. Dis 'n profetiese handeling. Hoor nou mooi. Ek hou van sy hart. En laat sluit iemand toe. 'n liefde van sy lewe. Dat sluit hy toe laasweek. Hy kom na my toe, hy sê, oom, kan sy riem uitkry nie. Dis 'n mooi hart. Sy Harry uitkry, net om haar te soen nie, maar uitkry omdat hy wil regtig hê sy moet verander. En ons gaan haar inboek, en sy gaan regkom. Is sy nog daar? OK. Hoor gou mooi. Vat net hier as 'n voorbeeld, dit was in sy ou lewe. 'n Hoender druk sy kop deur die oogiesdraad. En agter die bale kruip 'n muishond weg. En toe hy sy kop so deurdruk, spring die muishond af en hy hap sy kop af. Elke derde aand. Tot ek later agterkom, die hoender, die muishond gebruik speserye om hierdie hoender te eet. Niks lelik teen jou nie, jy pas goed op. Hy het dit kom bely. Maar net so bietjie, die Here sien ook daardie muishond, maar jy's nou nie meer 'n muishond nie. Jy's nou 'n oulike ouetjie, hoor jy? Prys die Here. Net so bietjie gesels. God sien raak. Ek het die week, ek mag seker nie daaroor getuig nie. Hierdie week gehoor en ek het dit gebruik in my vergadering die week. Van 'n ou wat die mense drop, maar ek sal nou nie daaroor getuig nie, ek gaan nou tjoep stil bly, want ons is hier op kameras. Kameras kyk vir ons, so ek gaan nou net eers aanbeweeg. Maar Jaco Junior, ek wil jou iets sê. Jy's een van die betroubaarste mense ook wat ek ken. En God sal jou beloon daarvoor. As jy tog net wil vir Kylen ook luister, maar nou ja. Man, haar naam is soos hy uitkom. OK. Awalde. Almal konsentreer altyd op die 2% foute wat jy maak. Hulle sien nie die 210 wat jy reg doen nie. Stem jy saam? Maar God sien dit. Hy kry 'n kar, hy vat sy eie kar en hy sit 'n ry op en af, mense. Julle daar al aan gedink hoe ry hy daai kar klaar? Appington toe en terug. Wie van ons sal nog, en ek praat daar buite, ek praat nie net met ons, ek praat op 'n kamera. Wie van ons sal nog 2-3 keer 'n week met 'n grondpad ons eie besitting op en af sit te ry het en ons kan dit so gesien het, dis 'n ander ou se bediening. Dis nie my bediening. As ons so redeneer. Hy stryk die kudu. Tot die kudu kyk so. En sê, en hierdie kar wat soveel stof is, ek hardloop liewerster weg. Maar OK, los dit nou daar. Los dit nou daar. Hy kyk vir my so of hy wil my iets sê. Maar hoor gou mooi. Ek sê vir Stella, ek dink R20,000, hulle gaan hom nie regmaak, jy is te veel skade, hulle sal so R20,000 uitbetaal. Stella het gesê 15. Iemand anders het gesê 30. God kom. Hy kar was 4 keer gesaai in die lewe. Dit was my kar, dit was François se kar, dit was Strys se kar, dit was die Weskus waar hy die ergste deurgeloop het. Se uitreikings, en dit was jou kar. Was daar nog iemand tussen? 5 keer. Nie 4 keer nie, gesaai. OK, wat sê die Bybel van die Fariseërs wat hulle trompette voor hulle uitblaas, wat hulle doen op straat? Maar OK, kom ons los dit nou maar. Maar hoor gou mooi. God laat hom uitbetaal R115,000 vir hy kar. Sorry dat ek die bedrag noem, maar God moet die eer kry, want ons dink 20 of moontlik 30. Weet julle hoekom? Omdat hy nie teruggehou het vir God nie. Ek wil homself vandag spog, maar nie Here. Weet julle hoekom het ek nog nooit nie 'n kar gehad nie? En niks van mense wat nie kar het nie, dit gaan nou nie daaroor nie. Ek het nog nooit my kar vir die evangelie terughou nie.
Inteendeel kan ek seker, as ek al my kilometers vir 32 jaar moet optel wat ek vir my persoonlik gery het, sal my kar splinternuut staan. Ek het minder gery as wat my vrou eenmal 'n maand Appington toe vir Arnals ry. Mense nou die dag, en daarmee is seker niks fout, as 'n kerk dit doen nie, God kan daar ook sien. Praat van jare terug, het ek al gehoor van iemand wat 'n toelaag kry vir hande, vir naels en make-up uit die kerk uit. Nie die pastoor nie, pastoor se vrou. Toe was dit R7,000, so 15 jaar terug. Ek sê nie is verkeerd nie, maar 15 jaar terug, wat moet jy alles polish? Ok, dit kom nou verkeerd uit. Maar wat moet jy alles, kom ons los dit net daar. Ag, kom ons gaan. Wat sê jy skrif, dink so 'n bietjie. Ok, kom ek wil vandag praat, hoe aarde, hoe op aarde. Nou, toe Ansari sê sy moet 'n banner maak, toe was ek nog nie ingebid nie. En ek was ook nie ingebid, wat is die tema nie. Maar op daardie tyd toe roei ek deur die week met mense, en ek sê, hoe op aarde kry mense dit reg? Ek sê vir Ansari toe sê, hoe op aarde? Maak hom sommer hoe op aarde. Later toe kom voeg die Here nou iets by, en ek gaan nie preek nie. En mense moenie hier is hulle, ouers kyk graag my goed, en ek is bly ouers, en moet baie keer bel ook. En dan sekere ouers moet baie keer julle kinders ook bel. En sekere ouers moet baie keer vir hulle kinders na die krokshop toe ietsie stuur om 'n gaskoeldrinkie te koop. Ek weet van studente wat hier by my deur is, 3 jaar, 4 jaar lank, dat 'n ouer nooit 'n R10 gestuur het. Dankie vir die ouers wat stuur. Dankie. Baie dankie vir ouers wat omgee. Ons belewe nou nog 'n tyd wat hulle meer omgee. Maar is maar nog skraps. Soos vanoggend moet die kameras draai en ons gaan nie dit doen nie, en ek moet mense interview hier. Gaan julle hoor, ons almal wil hê ons kind moet afkom van dwelms af, ons almal wil hê ons kind moet prosper, maar ek as ouer wil niks daaraan doen nie. Ek is vir hom so kwaad, en dit is wat gesê is 2 weke terug, hy kan maar vrek, sonder koeldrank. Ouer, hy gaan nie vrek sonder koeldrankie, as so rooi kop ou, en ek sal jou graag die woord wou gesê het, wat maar vir jou kind sal sorg, en ek sal. Ek het dit. Dis hoekom my vrou kan naels doen. Ek het dit, want my God bless my. En as jy te sleg is, om na jou kind te kyk, sal ek na hom kyk. Ouer, studente hoef nie sleg te voel volgende, maar dit is tyd dat ek die goedjies moet aanspreek. Julle weet nie wat agter die gordyn aangaan nie. Ja, is baie ouers wat nie sal kyk hierdie program nie, want hulle is nog op straat. Kry hulle jammer. Gaan nog van die manne oplaai, ons gaan hulle soek. En kyk wat ons nog kan doen. Want ek sal ook graag my pa wil gehad het. Ek wonder nou, as ek nou ry, en ek kry die ou nou op straat. Stel as jy hom eerste aan die huis inlaat. Sy sal. Ek weet daarom nie. Ek sal nou eers sê, gaan 'n bietjie af na die karavaan toe. Ons sal volgende week praat. Nee, luister hierso. Julle moet julle ouers ook lief hê. Julle moet julle ouers ook lief hê. Maar ek wil praat wat hierdie week, en man, as jy aflei van wie ek praat, bel my, want dit is van jou wat ek praat. Ek het 'n meisiekind hier, wat haar matriek hier gemaak. Hier's baie al hulle matriek hier gemaak. 3 jaar hier. Dis ouers wat nog al nie drinkie, nie rookie. Maar ek weet nie waar is die liefde, dat hulle nooit 'n geldjie stuur vir 'n koeldrank vir 3 jaar lank. Ek stuur hierdie meisiekind Pretoria toe op 'n tyd, want die ouers bly ook daar naby. En ek sê, kan jy net, dat sy kom hallo sê. Hierdie meisiekind is skoon van dwelms, hierdie meisiekind gedra haar. Sy werk hard. Hulle sê, nee asseblief nie.
Het vir jou een woord. Jy kan die Here dankie sê dat jou kind nie gegaan het en gaan begin suip het en dwelms gebruik het vir die verwerping wat jy op die kind doen nie. Kan jou nie 'n ouer noem nie. Ek moet met hierdie seer sit. Nou bel mense my, dan vra hulle, hoekom is ek so ongeskik? Nou dis nie 'n verskoning, ek moet nie ongeskik wees nie, maar hoor gou mooi. Ek sit dagliks op die foon en met mense wat so maak. As ek moet vandag nog sê wat laasweek al gebeur het. Dis verskriklik. Ouers, ek praat met julle vandag. Ek weet die kinders kan julle ook teleurstel. Maar ek vra die ouers. Ek lees vanoggend hier by 5 uur se kant ook. Stuur ek dit vir my kinders te sien ek Ansorie sit 'n hartjie, sy laf dit. Paulus sê, dis nie julle kinders wat vir die ouers moet bymekaar maak nie. Dis die ouers wat vir die kinders moet bymekaar maak. Is nou. Maar Ansorie moet net verder lees. Op ander plekke sê dit duidelik dat jy na jou ouers moet omsien. Sy stuur eerste 'n rooi hartjie. Sy like daai ouers moet vir die kinders bymekaar maak. Ou Dani, het jy gewonder hoekom? Hy sê dit so in die Bybel. Jy moet maar bymekaar maak. Die kind wil ook mos nou gaan. 8 jaar hier by ons. Prys die Here. Maar ons wil nou party vir haar gooi. Sal jou nog laat weet. Vetgemaakte kalf moet jy so lank af ons hou. Ons wil 'n lekker party gooi. 11de verjaar sy. En dan ons weet nog nie of ons op die Dinsdag gaan party hou of hy Saterdag, want die Saterdag is almal by 'n kamp. So ons sal nou maar kyk. Jy sal maar jou boerdery moet los van die week. Sê die boer binne in sy hart. Ag, dankie tog. Want hulle is al so moeg van verskonings, party om uit te dink om nie te werk nie. Nie al die boere nie. Ek praat van Dani Lombard, nie van die ander boere nie. Okay, kom ons gaan. Dani sê hierdie week vir my. Hy sê, julle pastoortjies wat so speel. Hoe dink ek, nou gaan ek nie verder praat nie. Ons sien mekaar Sondag. Nou ek wil eintlik hier ingekom het, toe dink ag, hy lyk so mooi. Laat hom maar. Nee, ek spot sommer. Ek het lekker gespot nou net. Prys die Here. Is dit nie lekker, Dani, dat ons kan lag? Dat ons kan sê, nooit wil ek jou weer sien nie. Ek het vir jou. ek het al vir my vrou gesing, toe ek nog gedrink het. Andrei Swart se liedjie, ek wil jou nooit weer sien, dat sê ek. Ek wil jou nooit weer sien. Ek drink my liewer dood in die kantien. Ons kan hom goed hoor as uitspreek. Nou ek wil vanoggend sê aarde. Aarde. En almal ken die Onse Vader. Maar kom ek lees hom net vir ons so 'n bietjie weer. Laat hy lekker in ons geheue kom. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader. Nou ek gaan nie oor die Onse Vader preek vandag nie. Ek gaan net een sin uithaal. Wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Onthou daai een. Soos in die hemel, net so ook op die aarde.